Goeiemôre. Vandag is 28 Mei en ek is Estie Geldenhuys en dit is wonderlik. 'n Wonderlike voorreg om te kan gesels oor dankbaarheid. Dink daaraan, solank mens nie leef met 'n gesindheid van dankbaarheid nie, leef jy nie met dankbaarheid nie. Dit begin by gesindheid. Hemelse Vader, ek bid dat ook hierdie gesprek ons gesindheid sal aanspreek. Vader, help elkeen van ons om waaragtig te verstaan wat U van ons vra as U vra, dat ons sal leef met 'n gesindheid van dankbaarheid. En gaan U vir my vooruit in hierdie gesprek, asseblief Vader, maak U dit self oop vir elkeen wat ooit hierna sal luister, op sy eie manier. Ons eer U. Amen. Om dan regtig met dankbaarheid te kan leef, moet ons bewus wees van waar antwoorde en oplossings van ons behoeftes vandaan kom. Solank ons nie met hierdie bewustheid leef nie, weet ons nie waarvoor om dankbaar te wees nie. Is dit nie waar nie? Eendag lank gelede het ons Vader my gevra, vertrou my. En opregtheid en sonder enige bybedoelinge, maar eerder uit radeloosheid, omdat ek regtig nie verstaan het nie, het ek waaragtig vir ons Vader gevra, wat in U moet ek vertrou? En sy antwoord was, daar's net een ding wat jy in enige een kan vertrou, en dit is karakter. En my volgende vraag, hoe gemaak om U karakter te leer ken? En ons Vader se antwoord aan my was, my karakter is verskuil in die betekenis van my Hebreëse name. Daarom vandag kyk ons na die naam Adon en dan die meervoud daarvan Adonai. Die betekenis van die Afrikaanse woord vir Adon is soewerein, verhewe, oppermagtig of oppergesag, selfs hoogste gesag. En dit is wie hy is. Maak nie saak waar of in watter situasie ons beleef nie. Adon heers in alles. Of die mens hom daarin ken, al dan nie. Hy het die laaste sê. Nou praat ek van Adonai en dan skielik van Adon. Adon is die enkelvoud wat na God die Vader verwys. Adonai sluit ook ons Messias, Jesus wat die Christus is, in, en dan ook Heilige Gees, die drie-eenheid. So Adon verwys na die Vader, Adonai na die drie-eenheid. Die betekenis van hierdie naam het dit sluit vyf elemente in. Hoor gou. 1. Autoriteit. 2. Mag. 3. Soewereiniteit. 4. Eienaarskap. En 5. Verhouding. Kom ons kyk gou na die betekenis, die dieper betekenis, en ek kan dit net in 3 woorde sê. Autoriteit. In die ganse skepping is daar geen autoriteit groter of hoër as die van Adon, of dan ook Adonai nie. Hy is in alles en handhaaf in alles die hoogste autoriteit. Dink gou aan 'n skool. Die skoolhoof het autoriteit en niks sal in daai skool gebeur as die skoolhoof nie daarvan weet en toestemming gegee het nie. Op daardie manier en eintlik veel groter, want dit gaan oor die ganse skepping, het Adonai autoriteit. Saam met autoriteit gaan mag. Adonai is almagtig. Daar is geen mag of krag in die ganse skepping groter of sterker, met groter autoriteit as die van Adonai nie. Die derde punt, soewereiniteit. Net een wat soewerein is, kan besluite uitvoer. Adonai besluit.
hy bepaal. En dan voer hy uit dit wat hy besluit. Dit stop by hom. Die 4de punt, eienaarskap. Die maklikste verduideliking hier sou wees, dink aan een wat die wettige eienaar is van 'n eiendom. Niemand anders kan enige besluite oor 'n eiendom neem nie, nee, net die wettige eienaar. En so het Adonai eienaarskap oor elke mens wat hy geskep het. Dink net, hoe kan ons aanvoeter sonder om hom eers in ag te neem? Dit sê ook weer vir jou, wanneer ons in ons lewe enige besluite neem, groot en klein, en ons bring dit eers voor Adonai, dan weet ons dat wanneer ons daar onder sy leiding 'n besluit geneem het waarmee hy saamstem, dan is ons okay. Eienaarskap. Die 5de punt, verhouding. Kom ek sê net weer van vooraf. Dit was autoriteit nommer 1, mag nommer 2, 3, soewereiniteit, 4, eienaarskap en dan 5, die laaste een, verhouding. Weet jy, dit is wat Adonai begeer van ons, om met hom in verhouding te leef. Dink aan 'n verhouding wat werk, man, vrou, ouer, kind, werkgewer, werknemer. Dieselfde dinge wat geld vir enige verhouding met van een mens met die ander, geld ook van ons kant af met Adonai. Die groot verskil is, van sy kant af, is dit volmaak. Hy kan ons nooit in die steek laat nie. Hy kan nie vir ons om die bos lei, of beloftes maak wat hy nie nakom nie. Verhouding van Adonai se kant af is volmaak, goddelik volmaak. Dank Adonai daarvoor, dat hy waarlik autoriteit het oor jou lewe. Verstaan dat solank ons kies om sy autoriteit te aanvaar, het geen ander mag meer wettige reg om met ons te mors nie. Want as ons sy autoriteit aanvaar, waak hy met sy autoriteit oor ons. Aanvaar sy reg vir alles in jou lewe en leef daarvolgens. Erken met dankbaarheid sy mag oor elke faset van jou lewe. Alles wat jy moet aanpak, ons hoef nie kiepie alleen enige iets of enige situasie in te stap nie. Adonai wil voor ons uitgaan, want hy besit soewereiniteit oor ons lewe. Erken dit en ontvang dit dan. Loof en eer hom met opregte, diepe dankbaarheid, dat hy as almagtige daartoe in staat is om met my en jou in 'n opregte, versorgende verhouding te staan. Wat gebeur in 'n verhouding? Onder die krag van absolute eerlikheid en waarheid word antwoorde gesoek en gevind. Ons ontvang Adonai se strategie, sy gesindheid, sodat wie hy is, uiteindelik ons wandel bepaal. En weet jy, hoe meer en hoe dieper ons daarna soek, hoe meer smeer dit op ons af, en dit word ook ons gesindheid en ons wandel. En solank ons hierdie dinge nie erken nie, kan ons dit nie ontvang nie. Vader, wees ons asseblief genadig. Gee ons die wil om hierdie dinge in diepte te verstaan. Help ons dan om dit ons eie te maak. Mag ons asseblief leer om U as Adonai in ons lewe te herken
en daarom onder u vleuels te lewe, terwyl ons in alles van u bewus is. Vader, dankie dat ons in hierdie dag kan ingaan en weet, Adonai gaan voor elkeen van ons uit. En u soewereiniteit staan geskryf oor ons dag, oor ons doen en ons late. Mag ons u toestemming gee, dat dit ook geskryf sal staan oor ons gedagtes en ons besluitneming. Dit vra ek in die naam van Yeshua. Amen.